Welkom aan almal wat vanmôre hier is. Ons gaan begin met ons les. Ons het verlede week gepraat oor die weermag van God en dat ons eensgesind moet wees. Ons het ook gepraat daarvan dat ons is geroep om die weermag van God te wees. En soos wat julle weet, is as jy in 'n weermag is, dan is daar dissipline. Amen. Daar's dissipline. Jy kan nie doen wat jy wil, soos jy wil en wanneer jy wil. As jy in God se weermag is, het jy opgesign vir duty. Amen. Jy het 'n magsnommer wat vir jou sê, jy is nou in die koninkryk van God in. En ons het ook gepraat oor hoe Josafat dan nou sy oorlog gewen het. Teen 3 nasies wat teen hom gekom het. En hy het sy oorlog gewen teen hierdie 3 nasies deur niks te doen, behalwe om te doen, loof die Here want hy is goed, en sy goeie tierenheid is tot in ewigheid. Want God het gesê, die vyand is nie jou nie. Hoor mooi wat ek sê. Die geveg is nie jou nie. Die geveg is God se. Al wat jy moet doen is, bly jy net in jou ry en doen wat die Here vir jou gesê het om te doen. En die Here sal sy engele stuur en dit sal 'n groot verskil maak. Nou, is dit die moeite werd? Mense vra die vraag, kan 'n mens nie maar net so af en toe bietjie deel wees van die Here? Hoekom moet ek altyd betrokke wees in die Here? En ons kom af met Efesiërs 2 vers 8 en 9. Nou wil ek net sê, die werke wat jy doen, vat jou nie hemel. Hoor mooi wat ek sê. Die werke wat jy vir die Here doen, vat jou nie hemel toe. Dis jou geloof in Jesus Christus, wat hy vir jou gedoen het. Dit vat jou hemel toe. Of kom ons sê nou maar, dit gee vir jou die ewige lewe. Want Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ok, nou sê die mense, sien, ek moet nie werke doen nie, want anders dan gaan ek roem. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, jy moet net weet, dat jou verhouding met God, hang nie af van die werke wat jy doen nie. Maar, die Bybel sê, jy moet die werke doen wat by Gods vrug pas. En wat is Gods vrug? Dit wat die Here van jou verwag om te doen. Ons doen dus nie wat ons doen om eendag in die ewige lewe te beërwe nie. Ons doen dit ook nie omdat ons gedwing is nie. Julle onthou die storie van Gideon. Almal wat bang was, het die Here gesê, stuur hulle uit sodat hulle gaan. En toe hy weer 'n kans gegee en gesê, die van julle wat nog, almal van julle wat bang is, en almal van julle wat so op jou maag gaan lê en water drink, julle kan ook maar huis toe gaan. Toe bly daar net 300 man oor, teen 'n oorlog. En God wil net die hê wat sy harte by hom is. Partykeer dink ons, 'n groot skare mense spel sukses. Dis nie altyd so nie. Dis nie altyd so nie. Jy kan nou na 'n bar toe gaan, dan sien jy daar's baie karre, daar's baie mense. Wat gebeur in die bar? Niks goddeliks nie. Mense wat sit en syp. Die feit dat daar mense is, en die feit dat daar karre is, sê nie, dat dit is goddelik. Partykeer soek God net die Gideonsbende wat die jongen is. En om te doen wat hy moet doen. So, ons doen dit ook nie, omdat ons iets terug verwag van God af nie. Party mense sê, ja, ek dien die Here nou al soveel jare, en wat doen die Here vir my? Die Here doen niks vir my nie. Here onthou, ek het soveel en soveel gegee vir die koninkryk, nou moet jy my net 'n bietjie terugbetaal. Daar is nie so iets soos terugbetaal nie. Het julle geweet, dat die woorde vir liefde, daar's een woord wat sê agape. Agape is God se liefde. Met ander woorde, jy gee, en 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 al kry jy nooit
niks terug nie. Dan hou jy aan om te gee. Ek onthou van die storie van Arthur Blessitt. Arthur Blessitt was 'n man wat deur die wêreld geloop het met 'n kruis wat hy op sy skouers gedra het. En die Here was hom baie goed gewees, die Here het altyd vir hom gesorg. Maar die spesifieke aand loop hy met die kruis op sy rug en die kruis skaaf hom en dis koud en hy kry koud en hy is moeg en dinge is teen hom, dis net nie lekker nie. En hy sien daar 'n stukkie wonderwolke so op en hy sien, okay, nou gaan dit reën, dit gaan sous. En hy bid en hy sê, ag Here, asseblief, moet tog nie dat dit vandag gereën nie. Ek kry so koud. Ek is so moeg. Die volgende oomblik nie. Toe trek hierdie hemele los en dit sous. En dit reën. Nou baie keer gebeur dit in ons geestelike lewe ons. Jy sê, ag Here, asseblief, net nie nou nie, Here, gee my net 'n gap. Nou, Arthur Blessitt. En dit reën, en hy sopnat en hy is ver van die skuile af. En hy kyk op na die hemel en hy sê, ag Here, dit maak nie saak nie. I'll serve you anyway. Amen. Of verhoor die Here nie elke gebedjie van jou nie, en die nog steeds. So kom ek vir Sandra gevra om my lied te sing. I will not be moved. I will not be moved. Amen. Halleluja. Maar, nou wil ek by die eindelike deel kom. God is nie vergeetachtig nie. Hebreërs 6 vers 10. Maar God is nie onregverdig om julle werk te vergeet nie en die liefde arbeid wat julle betoon het vir sy naam. God kan nie vergeet nie. Hy onthou die kleinste dingetjie wat jy vir mense gedoen het. En hy onthou die kleinste woordjie wat jy vir iemand gegee het. Die kleinste gebedjie wat jy gebid het. He remembers everything. Hy sien jou hart en hy sien dit wat jy vir hom gee. En die liefde arbeid wat jy betoon het vir sy naam, omdat jy die heiliges gedien het en nog steeds dien. Vers 11 praat hy van julle ywer. En dan sê hy, sodat julle nie traag word nie, want daar is 'n belofte. So baie keer word ons moeg om die Here te dien. Ons raak traag en sê, ek is nie nou lus nie, ek wil net huis toe gaan en my bed gaan lê, en jy word traag, jou voetstappe raak traag, jy is traag om die Here te dien. Jy verloor jou ywer. Hy sê in vers 14, ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder. Daar is beloftes van mense wat die Here dien met hulle hele hart en hulle hele siel. En daardie beloftes, my broertjies en sissies, is meer as fisiese dinge, is geestelike blessings. Baie keer soek ons die rand en jy sê, ons sê, ag Here, sien my bank, sien my koskas, sien my dit, sien my dat. Dat is geestelike blessings wat soveel werd is, wat jy nie kan koop met geld en met goud nie. En dit is die blessings wat saam maak. Die feit dat jy vandag hier sit, die feit dat jy kan asemhaal, die feit dat jy 'n liggaam het, die feit dat jy nog hier is, wat 'n blessing is dit nie. En ons sien nie sodat God sê, ek sal jou ryklik seën en ek sal jou grootliks vermeerder. Wat beteken dit? Dit beteken nie, hy gaan jou vet maak. Dit beteken, hy gaan jou legacy, daar is nie 'n Afrikaanse woord vir legacy. Wat is legacy in Afrikaans? Erfenis. Jou erfenis, dankie Piet. Ja, jou erfenis gaan hy groter en groter en groter maak. Halleluja. Nou, Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie my broeders,
Want net wat die mens sê net, sê net. Net wat die mens saai, sal hy ook oes. Dis 'n ewige beginsel van saad. Net wat jy saai, sal jy oes. As jy baie gee vir die koninkryk van die Here, en ek praat nie nou van geld nie, ek praat van jou hart, jou siel, jou emosies, jou ywer, alles wat jy vir die Here gee. Jou oes sal inkom, want dit is incorruptible seed. Dis saad wat nie kan oud word of naderhand, jy weet, baie keer is saad so dat dit naderhand nie meer wil ontkiem nie. Dis nie van daai soort saad nie. En nou wil ek gou vir jou sê, as jy 'n tuin het, ons praat van saad, as jy 'n tuin het, en daar's niks in jou tuin nie, dis 'n woestynheid, dan gaan jy mos nou die duurste saad koop, en dan gaan jy dit soms op die grond gooi, nee. Nee, ek gaan nie dit doen. Wat is die eerste ding wat jy gaan soek? Ja, ek gaan eers 'n graaf soek. Amen. Want eers moet al die dorings in die bosse en die onkruid en die kakiebosse en daai goed moet eers uitgespit word. En dan het jy 'n vurk nodig. Hy vurk in die grond omspit. Dis gebed. Dis gebed. En wat is die graaf? Die graaf is die negatiewe gedagtes wat in jou kop kom en vir jou sê, dis nie moeite werd om die Here te doen. Wat moet jy doen met daai graaf? Vat daai gedagte, spit hom uit, gaan gooi hom in 'n swart sak, sit hom op die sypaadjie. Ja, amen. En dan die vurk wat jy vat, is gebed. Jy bid en jy bid en jy bid en jy bid en dan spit jy daai grond om. Want die Here sê in Genesis, jy is 'n tuin. Nee, jy is 'n tuin. Jy het nie 'n tuin nie, jy is God se tuin. Nou, hy het gesê in Genesis, bewerk dit en bewaak dit. Twee goed. Bewerk dit en bewaak dit. So wat moet jy doen met jou gees? Jy moet hom bewerk. Hoe bewerk jy jou gees? Hoe bewerk jy hom? Ek het nou net gesê, van die spitvurk, van die graaf, en as alles netjies omgespit is, en jy is seker, daar is nie negatiewe dinge in daai, of negatiewe saad in daai land nie, dan kan jy die duur saad gaan plant op. Mense gaan koop bolletjies, dahlia-bolle en allerlei dierbolle, en dan gaan plant jy dit, en dan gee jy dit water, en dan bewaak jy dit, sodat die hond nie kom in die middag wat jy slaap, en hy kom grou al jou saadjies uit wat jy nou net al gesaai het. Nou, ek sê, net wat die mens saai, sal hy ook oes. Ons kry die verhaal van Jakob in Genesis 27. En Jakob wil graag die eerstgeboorte reg hê. Maar toe Jakob en Esau gebore is, was daar 'n wedstryd aan die gang tussen hulle. En Jakob het vir Esau aan die hakskeen gegryp, want hy wou eerste gewees het. Nee, he wanted to be number one. Nou, dis die hele hoofstuk basies van Genesis 27. En Jakob het besluit, hy wil die eerstgeboorte reg hê, want daar's blessings daaraan verbonde. Daar's 'n erfenis daaraan verbonde, daar is ook, soos ek gesê, 'n legacy daaraan verbonde, en hy wil dit hê. En hy kry toe die briljante idee saam met sy ma, om 'n bokkie te slag. Want Esau was lief om veld toe te gaan en 'n bokkie te gaan skiet, en dit gaar te maak vir sy pa. Maar Esau het geryk soos die veld. En die Bybel sê, Esau was harerig gewees. Ek dink amper hy het geryk soos Roan, ons klein kind. Geryk na die bos. En dis hoe Esau was. En Jakob was heeltemal anders. Ek dink
Jakob het dalk gelyk soos Marco. Ja. Hy was in die kombuis, vir sy ma, nee. So, die twee broers het verskil, hoewel hulle tweeling was, want hulle was nie identiese tweeling. En hulle ou vader was baie lief gewees vir Esau. Maar nou, soos wat die tyd aangestap het, die ou vader se oë begin swak. En hy sê vir sy seun, wanneer bring jy nou weer bietjie vir my lekker wildsvleis, hè? Nou maak ek julle almal lus vir wildspastei. Nee. En Jakob gaan, en hy gaan vat 'n lamsboutjie en hy maak dit gaar. En hy vat die vel van die lammetjie en hy trek dit oor sy arms. En hy vryf die bossies van die vel so aan hom. En hy kom na sy ou vader toe. En sy ou vader sê vir hom, julle moet dit gaan lees. Hulle moet dit gaan lees. Hy sê, my seun Esau, is dit jy? Ek wil net gaan nie kry. Baie weet julle, 3-4 keer sê hy vir hom. Is dit jy my seun? En Jakob sê, ja papi, dis ek Esau. En daarop sê Isak aan sy seun, hoe het jy so gou die bokkie gekry my seun? En hy antwoord Jakob, wat hulle maak asof hy Esau, hy sê, omdat die Here u God my dit laat teekom. En Isak sê vir Jakob, kom toch nader dat ek jou kan betas my seun, of jy waarlik my seun Esau is of nie. En Jakob het nader gekom na sy vader Isak, en hy het hom betas en gesê, die stem is Jakob se, maar die hande is Esau se hande. En hy het hom nie erken nie, omdat sy hare harig was, soos sy broer Esau se hande. En Isak het hom geseën. En daarna vra Isak weer, is dit waarlik jy my seun? En hy sê, ja. Hy sê, bring toch vir my die kos nader, dat ek dit kan eet, wat jy vir my gebring het. En hy het ook vir hom wyn gebring, en hy het gedrink. En daarna het hy hom geseën. En hy sê in vers 27, toe ruik hy die geur van sy klere, en hy seën hom en hy sê, kyk die geur van my seun, is soos die geur van die veld, wat die Here my geseën het. En, hier kom die blessing, hy sê, en die Here sal jou gee van die dou van die hemel, van die vet van die grond van die aarde, en oorvloed van mos en koring. Volke sal jou dien, en nasies sal voor jou neerbuig. Jy sal 'n heerser wees, ensovoorts. Maar toe Isak Jakob klaar geseën het Jakob nog skaars van sy vader al weggegaan, kom Esau van die veld af. Esau maak die kos klaar. Hy bring dit vir sy pa. En Isak kom agter, maar hy is verneuk. Hy is verneuk. En nou kom Esau en Esau sê, maar seën my dan ook. En Isak sê, weet jy, ek kan nie vir jou, ek het klaar geseën. Dit wat ek gegee het ek gegee. Ek sien daar in die Here sê die blessings wat ek vir jou gegee het ek klaar vir jou gegee. Dus ek het dit aan jou toegesê, behoort hulle. Ek kan nie dit nou weer terugvat en dit weer vir iemand anders gee. Maar so gaan die storie aan. En nou in hoofstuk 29 sien ons dat Jakob het gegaan na Laban toe en hy het 2 dogters gehad. En die oudste een was Lea en die jongste een was Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was skoon van gestalte en mooi van aansien. En Jakob sê, ek sal jou 7 jaar lang vir jou werk verniet. Geen net vir my verraag. En Laban, nou wat het ek gesê, Galasiërs 6 vers 9 sê, net wat jy saai, sal jy oes. Lieg vir ander mense en hulle sal vir jou lieg.
wees lelik met ander mense, en dit gaan terugkom na jou toe. Skat mense se waarde min, en jy sal min geskat word. Net wat die mens saai, sal jy oes. God is nog steeds liefde, dit wat jy saai, gaan jy oes. Amen. En ons sien, hy het 7 jaar lang gewerk vir Rachel. En dit was in sy oor soos 'n paar dae, want hy was baie lief vir Rachel. En daardie aand sê hy, gee tog my vrou, want my dienstyd is om. En daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. En in die aand laat het Laban sy dogter gevat en haar na Jakob gebring. En Laban was skelm. Maar wie was eers skelm? Jakob. Jakob het grappies gemaak oor om te probeer wees iemand wat hy nie rarig is nie. Nie kom het nou terug na hom toe in volle krag en mag. En die ander dag môre, toe hy wakker word, sien Jakob, maar dis dan Lea, dis dan die een met die dolle oë. En hy gaan na Laban toe, hy sê, wat het jy nou gedoen? Wat het jy nou gedoen? Ek het gewerk vir Rachel, nie vir Lea nie. En ou Laban, die ou skelm, sê, ag, dis nie probleem nie. Werk vir my nog 7 jaar, dan kan jy Rachel ook kry. Dit wat jy saai, gaan jy oes. Amen. Moenie lieg en lieg en bedrieg en iets voorgee wat jy nie werklik is nie. En hier sien ons dat hy het op die einde van die dag 14 jaar gewerk vir Rachel en vir Lea. So het sy saad toe opgekom, Jakob se saad, sy saadjies toe opgekom, van leuns. Ja, dit het opgekom. Hy het teruggekom na hom toe, en aan sy dinges gebyt. Yes, dit het teruggekom na hom toe. Net wat die mens saai, sal hy oes. Maar nou kom ons kyk, een van God se karaktereienskappe is getrouheid. Faithfulness. Omdat God getrou is dit vir God mooi om te sien, dat sy kinders is ook getrou. In klein goedjies en ook in groot dinge. Sê gou vir my, is dit lekker as iemand vir jou sê, ou Jannie, ek gaan jou maandag voor Pick n Pay kry, presies 10 uur, wag vir my daar, hoor. En dan gaan jy, maandag 10 uur, en dan sê persoon nie daar nie. Is dit lekker? Nee, dit is nie lekker nie, want 'n mens wil hê iemand moet by sy woord hou. Nou julle het al almal die ondervinding daarvan gehad. In Lukas 15 vers 10 sien ons, hy wat in die minste getrou is dit ook in die groter dinge. En hy wat ontrou is in die geringste dinge, is ook ontrou in die groter dinge. Nou, dit begin in jou ouerhuis. Ouers, julle maak julle kinders groot, deesdae, en julle is te bang om vir julle kinders verantwoordelikhede te gee. Hierdie is nie vir die van julle wat hier is, nie vir die ouens wat gaan luister agterna. Ouers, julle is bang om vir julle kinders verantwoordelikhede te gee. Geef jou kind verantwoordelikheid en sê, jy sal elke dag byvoorbeeld jou bed opmaak. Jy sal, as jy klaar geëet het, jou bord vat en dit gaan uitspoel om die kraan en jou bord bære. Jy sal, as jy van die skool afkom, jou skoolklere vat en dit ophang. Jy sal jou skoene skoon maak. Jy sal jou vuil klere in die wasgoedmandjie gooi. En dan hou jy jou kind daarby. Jy leer hom om getrou te wees in die gering. Nee, my ouers is nog steeds nou bang vir die kinders. Ons krijg gehoorsame ouers en kwaai kinders. Nee, leer jou kind om getrou te wees in daai klein dingetjie
want jy leer hom 'n les wat fantastiese waarde het. Wees getrou in die geringste. Nou, baie mense wil groot dinge vir die Here doen. En ek wil graag groot dinge vir die Here doen. En julle wil groot dinge vir die Here doen. Terwyl ek wil groot dinge vir die Here doen, moet ek nie in die oog verloor nie, dat dit wat ek wel kan doen, ek wel moet doen. Amen. Wees getrou in dit wat jy kan doen en wat in jou vermoë is om dit te doen. Byvoorbeeld, om getrou te wees in die bywoning van jou eredienste. Dis een van die mooi goed van om getrou te wees. Dis toch nie so swaar om te sit nie. Ek het al gesien hoe sit mense vir 5, 6, 7 ure voor die TV, of hoe sit hulle in games speel, belanger as dit. Maar as ons dit vra vir die koninkryk, dan het mense baie keer verskoon. Goed, kom ons gaan aan. Jy is 'n goeie ouer as jy jou kind leer om getrou te wees in die geringste. En dit gaan moeilik wees, want deesdae se kinders is bederf. Deesdae se gemeentelede is bederf. Wat het jy nou gesê? Kerke is deesdae so ontwerp dat die lidmate is die customer. Soos julle weet, die customer is ons altyd reg. Dis nie wat God weet. God sê, jy is in my weermag. You are marching in my arm. You will do as I tell you to do. Nee, amen. So, ons moet wegkom van daai idee af. Ek soek 'n kerk wat dit lekker cozy is, lekker gemaklik is, en dit moet wees soos wat ek het wil hê. Ja, jy is 'n hot house orgidee. As die son oor jou skroei, dan verdaak jy sommer dadelik, want jy kan dit nie vat as dit nie gaan soos wat jy wil hê dit moet vat nie. Word volwasse in Christus Jesus. Amen. 2 Korintiërs 5 vers 10. Daarom lê ons onsself daarop toe om God welbehaaglik te wees. Gaan nie oor jou gelief nie. Dit gaan nie oor wat jy van hou nie. Dit gaan oor om God te dien en hom plesier te gee en hom welbehaaglik te wees. Because we love him. Amen. Halleluja. Ja, ons is lief vir mekaar. Ja, ons is lief vir mekaar. En ons sien Daniel in 'n vreemde land. En Daniel was gewoon om 3 keer op 'n dag in sy woonkamer te gaan, die vensters oop te maak en 3 keer op 'n dag vir die Here te bid en hom te aanbid. En julle ken die storie, daar's van die manne wat jaloers is op Daniel, en dit is Daniel 6 vers 11. En hulle gaan skinder by die koning, hulle sê, ja, daai Daniel, hy so en so en so. O koning, skryf 'n bevelskrif uit, dat niemand mag bid en bla 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 bla. Koning gaan en skryf. Vers 11 sê, en toe Daniel die bevelskrif sien, gaan hy en maak die vensters oop en aanbid en loof en prys God net soos altyd. En koning het gesê, die van hulle wat hierdie bevelskrif verontagsaam, gaan in die leeukuil gegooi word. Dis 'n goeie verskoning om by die huis te bly. Nee, 'n goeie verskoning om nie die Here te dien nie. Wow, ek is bang vir hy leeu's jong. Hy leeu's skriftig. En hulle het aangestorm op Daniel en hulle het hom gegryp. En hulle het hom in die leeukuil gegooi. En die koning, hy was ongesteld geweest daaroor. En hy het kop gekyk, en kan hy nie sien nie, en hy het gaan roep daar by die leeukuil, en hy het gesê, Daniel, Daniel, het jou God, wat jy so aanbid, was hy in staat om jou te red?
En Daniël sê, vers 25, my God het sy engel gestuur en die bekke van die leeu's toegesluit. Amen, 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 amen. Geen wapen wat teen jou gesmee word, sal suksesvol wees nie. Elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal weer lê word. Laat mense van jou sê net wat hulle wil. Soos God sy engel gestuur het om die leeu se bekke toe te stop, so sal die Here sy engel stuur om mense se monde toe te stop wat kwaad spreek teen jou. Amen. En Daniël is opgetrek in die leeukammer en die koning het gesê, daai mense wat jou so aangeklaag het, bring hulle met hulle vroue en hulle kinders, gooi hulle in die leeukammer. En dis horrible om te lees, maar die Bybel sê, daai mense het nog nie eens grond gevat nie, toe die leeu's, was die leeu's klaar met hulle. So dis nie asof die leeu's in 'n hongerstaking was, of iets nie. Dis letterlik 'n wonderwerk gewees, dat God die leeu's se bekke toegesluit het. Voorbeeld nommer 2, ons sien Paulus in 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. Want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet. Vers 7, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof gehou. En verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid van die Here, die regverdige regter wat hy my in die dag sal sê. Nou, jou ultimate reward, was baie rewards, is allemaal geestelike rewards. Okay? Is allemaal geestelike blessings. Moet nou nie gaan en dink, dan gaan skielik 1 miljoen in jou bankrekening inbetaal word. Godse blessings is geestelike blessings. Amen. En jy sal dit raak sien in jou lewe. The ultimate reward is om te hoor dat God vir jou sê, mooi so, getroue en goeie diensknegt. Oor weinig was jy getrou en oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Here. Dit is die gelykenis van die talente. God het vir die een talent gegee, en hy het vir die ander 2 gegee. En die een wat 1 gehad het, die bietjie gehad het, sê, Here, ek het nog so enetjie gemaak van die enetjie wat hy my gegee het. En die Here sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor min het ek jou aangestel. Oor min was jy getrou en oor veel sal ek jou aanstel. Ons werk in die Here is nooit te vergeefs nie. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Wat jy vir die Here doen, hoe jy die Here aanbid, wanneer jy aanbid, is nooit te vergeefs nie. Dit is opgeskryf. Het jy geweet dat in die Openbaring staan daar, dat elke gebed wat jy bid, word opgevang in die hemel en dit word daar gehou. En 'n goue kruis. So hoeveel van jou gebede is in daai kruis? Hoeveel van jou gebede is in daai kruis? Nooit ophou om te bid nie. Hou aan bid, hou aan bid. Let wel, moenie doen wat jy doen vir die pastoor, of vir jou vrou, of vir jou mense nie. In Kolossense 3 vers 23 vers 24 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis, die legacy, as beloning sal ontvang. Amen. Deuteronomium 7 vers 9 sê, jy moet dan weet dat die God, jou God is, die getroue God, wat die verbond en die goeie tierenheid hou, vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou.
in 1000 geslagte. Wauw, toe ek het lees, toe raak het so opgewoond. Met ander woorde, as jy die Here dien, vir 1000 geslagte na jou kinders, se kinders, se kinders, se kinders, se kinders, se kinders, se kinders. 1000 geslagte sal die blessings gaan. Dis daarom al ver, dis ver. 1000 geslagte sal die Here daai blessings laat aan en. Nou miskien het jy groot geword in 'n huis waar die Here nie gedien is. Begin jy dan, want vir die volgende 1000 geslagte na jou is daar blessings. Psalm 36 vers 6, Here, u goeie tierenheid is tot in die hemel en u trou is tot in die wolke. Dan klaagliedere van Jeremia 3 vers 22. Ek het nooit geweet as oulike goed in klaagliedere van Jeremia, maar luister wat staan daar. Dit is die goeie tierenheid van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Kom staan net gou stil daarby. Wie van julle kon al lankal dood gewees het? Dis die goeie tierenheid van die Here, wat sorg dat jy nie al lankal omgekom het nie. Besef jy dit? It's the goodness of God, wat sorg dat jy nog steeds nie is. Hy sê, wat sy barmhartigheid in het geen einde nie, dit is nie elke môre, sy getrouheid is groot. Halleluja. Sy barmhartigheid, sy goedheid, sy getrouheid, vars en nuut, en elke môre oor elke een van ons. Galasiërs 5 vers 19, laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes as ons nie verslap nie. Amen. Halleluja. Nie moeg word nie. Ja. Nie moeg word nie. Ja, jy mens word baie keer moeg hierso. Mens word moeg hierso. En dan gaan jy in jou binnekamer in en jy aanbid die Here. En dan werk die Here hier. En dit bruis op soos 'n bruistablet. En dan skielik het jy weer vars. Jy kan weer aangaan. 1 Korintiërs 9 vers 24. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys sal ontvang nie. Hardloop dan so dat julle dit sekerlik sal behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Die ouens wat in 'n wedstryd is, hulle los nie die wedstryd daar en dan gaan hulle gou en gaan eet gou ijskream nie. Want hulle weet, hulle is in 'n wedstryd. Hulle moet in hulle plek bly en hulle moet hardloop. Hardloop dan so dat jy dit sekerlik sal behaal. En onthou jou in alles. En hier vir hulle wat op die baan hardloop, op hierdie aarde, is om 'n verwelklike kroon te ontvang. Maar jy gaan 'n onverwelklike kroon van die Here ontvang. Die Gees van die Here. Hy sê, ek slaan dan met die vuis, soos een wat nie in die lig slaan. Hierdie skrif is nou nie om iemand te gaan perl nie. Hoor jy dat? Dis nie om iemand te gaan slaan nie. Hy bedoel geestelike oorlogvoering. Ek staan nie met die vuis, soos iemand wat nie in die lig slaan nie. Maar nou die volgende vers, maar ek kastyn my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gevoel, self verwerklik sal wees nie. So, ek kastyn jou liggaam. Weet julle wat, mense lyf is lyf. Het julle geweet? Ja. Mense, en ons is allemaal dieselfde. Amen. Allemaal van ons wat hier is, ek en pastoor ook, jou lyf is lyf. Maar wat is nie lyf nie? Jou gees. Jou gees is nooit lyf. Openbaring 22:12. En kyk, ek kom gou om elkeen te vergeld, soos sy loon sal wees. As 'n groot beloning vir hulle wat God dien, met hulle hele hart, hulle hele siel en al hulle kragte. Maar dit gaan jy nie noodwendig sien op hierdie aarde nie. As jy in die geestelike realm ingaan,
sal jy sien wat is jou beloning. Maar moenie laat mense jou cheat vat en jou laat voel soos 'n gemors nie. Want Jesus Christus het sy bloed gestort vir jou, jy's nie moeite werd. Halleluja. Kom ons bly getrou en kom ons bly in die roeping waarin God ons geroep het. Amen. Halleluja. God sê, ek sal jou beskerm, ek sal altyd met jou wees. Ek sal jou nie begewe nie, ek sal jou nie verlaat nie. Hy het dit bewys aan Daniel, hy het dit bewys aan Paulus, hy het dit bewys aan almal wat in die Bybel was. Hy sal jou nie begewe nie en hy sal jou nie verlaat nie. 'n ander ding wat die Here vir jou gee is, nader tot God en hy sal tot jou nader. Gaan jy en gaan soek hom in jou binnekamer en gee aandag aan die Here. Sit af die goed wat jou aandag aftrek en gaan praat jy alleenig met die Here. Gaan in jou stilkamer in, gaan praat jy alleenig met die Here en jy sal 'n intimiteit met God vind wat jy nêrens by mense sal vind nie. Hy raak so naby aan jou. God raak so naby aan jou en hy raak deel van jou. Dat jy sal kan staan. Jy sal kan staan in vuur. Jy sal kan staan in oorlog. Jy sal kan deurgaan. Want sy teenwoordigheid is met jou. Amen. Halleluja. En dan sê hy in 2 Timoteus 2 vers 12, jy sal saam met Christus regeer. Jy sal saam met Christus regeer as jy getrou is en dit is wonderlik. Halleluja. Kom ons staan. Dankie Hemelse Vader, dat U is 'n getroue God en Hemelse Vader. Here, U is nie onregverdig nie, U is nie vergeetachtig nie. Here, U sien elke een van ons aan. En U is lief vir elke een van ons Vader. En ek dank U, Here, dat U boekhousisteem werk 100%. Here, elke gebed wat gebid het. Elke klein offergawetjie wat ons doen vir U, Vader. Elke daad wat ons doen, Here, daar waar mense nie sien. Here, daar waar ons maar vergewe, omdat daar dinge is wat teen ons gesondig is. Here, U sien dit. U sien dit raak. En U sê, nie bekommerd wees nie. Ek is met jou. Ek sien wat aangaan. Dankie Hemelse Vader, dat U is getrou. Selfs as mense nie getrou is nie, dan bly U getrou. Want U is 'n getroue Vader. Halleluja, halleluja. God bly getrou. Amen. Die van julle raai bladsy skryf, A, B, C, D, E, F, G. God is getrou. God is faithful. Hy is faithful. Hy is getrou. Hy sal nou nie begewe nie. Hy sal nou nie verlaat. Amen. Amen. Halleluja.